Ons gaan vanoggend bedien ek verder na aanleiding van laasweek se boodskap. Laasweek was ons tema van ons woord, waarop bou ons, waarop bou jy? En vanoggend wil ek die fokus plaas op waaraan bou ons? Waaraan bou jy? Ek wil hê, blaai gou saam met my in jou Bybel na die boek van Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 2 en ek gaan vers 19 en vers 20 aan julle voorhou. Ek kan eintlik tot vers 22 lees. Efesiërs 2 vanaf vers 19. Kyk of jy gou in jou Bybel daar kan kom. Ek sien ons het vers 19 en 20 hier op die skerm ook. Paulus praat, hy sê, julle is dus nie meer ver van God af nie. Julle is nie bywoners nie, maar julle is medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. Vers 21, in hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Jo, sê gou saam met my ek. Wat jou hand sê ek. Ek is 'n geestelike huis waarin die Here woon. Wow. Ons kan dit nie net ligtelik sê nie. Jy en ek is 'n geestelike huis waarin die Here deur sy gees woon. Dieselfde God waarvan ons nou gesing het, die skepper van die heelal, woon in my en jou deur sy gees. Ons het in terme van hierdie boodskap, het ons begin jy te sê, jy en ek, ons is die gebou van God. Hierdie skrif sê dit ook pertinent. Julle is die gebou van God. Julle is opgerig op die fondament van die apostels en die profete waarvan Jesus self die hoeksteen is. So jy is die gebou van God. Jy, jou huis, jou gesin is die gebou van God. Jy bepaal of God se teenwoordigheid saam met jou gaan hieruit of nie. En jy kies wat jy toelaat in die huis van God. Sjoe. Jy kies wat jy maak met die huis van God. Jy kies wat jy bedink. Jy wat die huis van God is. Jy kies waaraan jy jou hande plaas. Jy kies wat jy met jou lippe spreek, want jy behoort aan God. Jy is sy eiendom. Jy's losgekoop met 'n prys, die bloed van Jesus Christus. Jy behoort aan hom. Jy's 'n tempel van die Heilige Gees. Met ander woorde, jou gedagtes behoort aan hom, jou oë behoort aan hom, jou ore behoort aan hom, jou lippe, jou mond behoort aan die Here. Onmiddellik sit dit my op 'n plek waar ek nou dink, Here, maar wat het ek met my lippe gespreek net in die afgelope 24 uur? Wat het ek met my gedagtes bedink hierdie naweek? Waarheen het my voete geloop? Waarmee was my hande besig? As ek glo, ek is die huis van God. Ons sê, kom ons gaan kerk toe. En in die volksmond is dit seker nou nie verkeerd nie. Maar die kerk is nie hierdie gebou nie. Ons moet eintlik sê, kom kerk, laat ons by mekaar kom. Want die oomblik toe hier mense vanoggend instap, toe is dit die kerk van die Here wat hier is. Maar die gebou wat leeg staan vanaand,
Hier is nie die kerk nie. Dan het die kerk die gebou verlaat. Dan is die kerk nou in Percy Fitzpatrick straat nommer soveel, en in Impala straat nommer soveel, en in daai laan Sabrina Singel, nommer 25, haai te kom. Daar sy. Dan is die kerk daar. En dan kies jy die mate wat jy die kerk is, waar jy beweeg. Môreoggend stap die kerk in, by Astro Auto Body. Louis, môreoggend stap die kerk in by daai skooltjie. Môreoggend is die kerk daar in die landerye, tussen die macadamia bome. Môreoggend is die kerk op pad Polokwane toe, om 'n besigheidstransaksie. Jy is die kerk. Jy dra die gees van God saam met jou. En dan is daar 3 vrae wat ons saam met dit laasweek gevra het, ek herhaal dit. Eerstens, waarop bou ons? As ons die kerk is, waarop bou ons? Hierdie skrif sê, ons bou op die fundament. Daardie fundament is Jesus Christus. Okay? Waarmee bou ons? En dis waar my boodskap gaan uitkom. Ons bou met boustene. Ons bou met woord. En ek wil uitbrei oor daardie boustene. Maar vanoggend se fokus, hierdie boodskap is, waaraan bou ons? Ons bou aan 'n geestelike familie. Hier waar ons by mekaar kom, hier waar ons vanoggend hierdie warmte, ek weet nie van julle nie, maar ek voel 'n warmte vanoggend hier. Ons is by mekaar, dit reën daar buite, die reën val, maar die familie, die geestelike familie van die Here is by mekaar. Ons huddel rondom die Here Jesus en ons fokus is op hom. En ons is in eensgesindheid vanoggend hier by mekaar om hom te aanbid. Ons bou aan 'n geestelike familie. Geestelike familie, ja, sluit in aanbidding en woord, maar geestelike familie sluit ook in. Hier's iemand wat deur 'n krisis gaan. Daar's iemand besig. Toe ek vanoggend bid, toe dink ek aan 'n paar van ons geestelike familielede waarvan iemand op hierdie oomblik in 'n hospitaal is en iemand daar is en iemand daar is en ons het gehoor wat gebeur en ons is besig om te bid vir daai mense want ons dink aan ons familie. In 'n gesonde familie, dan sit oupa en ouma en hulle dink aan ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders. En ons bring elkeen van hulle voor die Here, nê? Maar so ook in 'n geestelike familie. En baie van daai kinders en kleinkinders is nie almal so mooi op die pad nie. En dan bid ons en sê, Here, help hulle. Hulle gaan deur 'n krisis. Ons is bewus van mekaar se nood. Ons reik uit na mekaar. Waaraan bou ons? Ons bou aan geestelike nalatenskap. Eendag wanneer ons nie meer hier is nie, wil ons hê ons familie moet met dieselfde waardes, dieselfde passie, dieselfde strewe, dieselfde eensgesindheid die Here nog steeds dien. Jou begeerte is dit vir jou kinders, maar ons begeerte is dit ook vir 'n geestelike familie, waarvan daar geestelike kinders en kleinkinders is, wat die Here dien. Ons bou aan 'n geestelike familie en geestelike nalatenskap. Dis hoekom ons kinders bring. Dis hoekom ons committed is tot 'n geestelike familie. Dis hoekom ons nie wegbly nie, want ons is invested in wat hier gebeur. Ons wil daai waardes vir mekaar vertel. Ons wil daai boustene met mekaar deel. Ons wil seker maak daar waar ons gaan, in elkeen van ons huise is dieselfde boustene waarmee ons bou, om op die ou end in die Rood gesin geestelike nalatenskap te bring, in die Els gesin geestelike nalatenskap te bring, in die Dalkman gesin geestelike nalatenskap te bring. Is nie incredible nie? En dis waar koninkryk, kingdom inkom. Dis hoekom jy kan op vakansie gaan en jy stop daarso by Houtbaai en jy gesels met iemand wat ook glo in Jesus en dit voel vir jou dat jy en daai persoon een in die gees is. Want julle praat saam, julle praat dieselfde taal.
Dis koninkryk. Dis wanneer ons almal Christus eerste plaas. En ek wil graag bietjie uitbrei oor 'n paar van hierdie boustene. Nou kom ons kyk, ek het 'n paar van die stene nou uitgelig, ek het laasweek, het ek daardie gedoen, ek wil net deurgaan, ek het laasweek gepraat oor Jesus as Here. Ek het gesê, Jesus Christus is sentraal in die bou van hierdie geestelike huis. Hy is die hoeksteen, hy is die eerste steen wat ons lê. En van daai hoeksteen af word die hele gebou bepaal. Hy is nie net die fondasie nie, maar hy is ook die hoeksteen. En in alles wil ek sien dat Jesus Christus nommer 1 is in my lewe. In alles wil ek weet, Jesus is sentraal. Jesus is die middelpunt waarom my gesin, my lewe, my geestelike huis sentreer. Dit gaan alles net oor Jesus. En saam met Jesus is aanbidding ons leefstyl. Aanbidding, ja, dis wanneer ons by mekaar kom en tot lof en eer van die Here sing en ons harte oopbreek voor hom. Maar aanbidding is ook iets waarmee ons huis toe gaan. Aanbidding is om my lewe as offer vir die Here elke dag te gee. Dis sê, Here, ek stel U eerste. Ek jaag U wil na. My lewe is 'n offer vir hom. Ek kan 'n paar hier uithaal. Saam met dit gaan dit oor gebed en afhanklikheid van die Here. As ek my lewe vir hom gegee het, dan staan ek op en ek bid in die oggende. Voor ek my kop neerlê, is ek besig om met die Here te praat. Ek moedig my gesin aan om saam met die Here te praat. Op pad werk toe praat ons met hom. Deur die loop van die dag is ek besig om met die Here te praat. Ek verklaar deurlopend my afhanklikheid van hom, want sonder hom is ek niks nie. Ek staan ook vir Bybelse waarheid. Die woord van God is sentraal in my lewe. Ek ken die woord, ek is in die woord, ek lees die woord, ek bestudeer die woord, ek mediteer op die woord, want die woord is my strewe. Maar nie net dit nie, ek is ook gehoorsaam aan die woord. Ek hoor wat die woord sê en ek doen wat die woord van my vra. En dit maak van my 'n disipel van Jesus Christus. 'n Disipel is iemand wat Jesus se woord hoor en doen wat Jesus vra. 'n Navolger van Christus. Dis van die boustene wat ons laasweek hanteer het. En dan wil ek hierdie week, wil ek bietjie verder gaan en ek wil praat oor nog 6 van hierdie boustene. Die eerste een wat ek oor wil praat is in die konteks van geestelike familie. Liefde. Liefde. Liefde is wat geestelike familie aanbetref die belangrikste bousteen. Praat ek die tale van mense en engele. Al het ek al die pragtige talente en doen ek al die mooi goed, maar ek het nie liefde nie. Dan is ek leeg. Dan is ek niks. Liefde. As ons kyk na liefde en gasvryheid as 'n bousteen, is die eerste skrif daarso uit Johannes hoofstuk 13 vers 34 tot 35. Hoor wat sê hy? Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Hoe moet julle mekaar lief hê? Soos ek julle lief gehad het. So moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Die ou vertaling sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, aan julle liefde vir mekaar. Wanneer ons by mekaar kom as 'n geestelike familie, moet dit duidelik wees, ons is lief vir mekaar. Ons is lief vir mekaar met 'n goddelike liefde. Ons gee om op mekaar. Ons wil sien dat almal oukei is hier. Ons wil seker maak dat daar nie een persoon is wat 'n afvlek
persoon is wat eenkant is en wat eensaam voel nie. Ons wil daai persone wat aflekkers intrek en deel maak in daai kring waar hulle behoort, waar hulle geliefd is. Ons huise staan oop vir mekaar, want ons is gasvry. Wanneer jy hier instap, moet jy 'n stuk gasvryheid beleef. Dis okay, jy kan maar na die yskas toe stap en gaan kyk wat is in die yskas. Hier is 'n yskas, daar's nie baie nie, maar jy kan maar oopmaak. Jy kan maar die ketel gaan aansit en vir jouself 'n koppie koffie maak, want hierdie is ook jou huis. My huis is ook jou huis. Ons moet die vrymoedigheid hê om in mekaar se huise uit te kom. En voor jy wag dat iemand jou uitnooi, nooi daai persoon uit. Kan ons julle 'n bietjie uitnooi, man? Kom ons braai. Gistermiddag. Sou nie gewerk het nie. Ons het toe maar die flatty wat ons sou braai, het ons in die oond gedruk. Met groente. Dit was baie lekker. Julle kom maar gekom het Koos. Daar was genoeg kos. Maar okay, julle is baie. Die punt is, ons moet vrymoedigheid hê om by mekaar aan huis te kom. Want dit is wat geestelike familie doen. Daar's liefde, daar's gasvryheid, ons is gemaklik met mekaar. As jy iewers in Riverside ry en jy weet, man, hier is wat alleen en skulk, waar is julle workshop nou? Waar? Waterfall Avenue. Okay, hoor julle almal? Waterfall Avenue. Wie ry gereeld daar verby? Koffie daar. Hy het koffie. Okay. As jy daar by Bloeke inry, nou ek het al 'n paar keer, skus, jy's 'n besige ou, dan kom ek aan en dan was 'n mooi briefie op die hek. Die man is nie daar nie, maar okay, ek was al 'n paar keer daar, maar kon hom nog nie opspoor by sy werk nie. Okay, en nou as jy by NPU, ek sê NPU Koppiers, Laafvelde inry, NPU Koppiers, daar soms NPU Koppiers. As jy by NPU Koppiers stop, moet jy vir Shandra gaan hallo sê, maar as jy by Laafvelde is, dan kan jy vir Louise hallo sê. Ons moet weet waar die ander een werk. Jy moet weet wat gaan aan in jou geestelike familie. Praat met die ou wat agter jou sit, voor jou sit in die kerk. En as jy geleentheid het in die dag, jy is op pad om gou iewers te stop, want jy het 'n errand wat jy moet hardloop. O my hemel, hier sit reg langs. Weet jy wat gebeur 2 weke terug? Een van ons manne in die kerk is daar by Glassfoot. En die ou sê, en hy is besig om 'n ry van hom reg te maak. Ek dink hy was by Glassfoot en hy wil gou werk laat doen op sy kar. En die ou sê vir my, maar hier is 'n paneelkopper hier oor kan die straat. En hy stap oor kan die straat, loop hy die man vas. Hy kyk ons toe en sê, jy sit langs my. Ek weet jy is waar sit ek langs? Ek sê, jy sit langs by die kerk, want hulle sit daar so, hulle hou Louis op, maar Louis het hulle nie gereeld gesien nie, maar nou weet Louis hulle. Kobus en Jelisma, ter Blanche, hy stop toe na, sy bakkie by Louis gekry, stop hy daar by my, sê, maar hier is hierdie ouwe goeie werk gedoen aan my bakkie, kyk net hierso, hy het hierdie bakkie vir my reg gemaak. Voor jy iewers anders heen gaan met jou bakkie, ondersteun iemand in die gemeente. Want dis wat geestelike familie doen, as jy 'n neef het of 'n broer of 'n oom het, wat aan karre werk of dit doen of dat doen, ondersteun daai ou. Voor jy die geld uithaal, iewers anders, ondersteun iemand in die gemeente. Want dis wat geestelike familie doen.